Hallo en baie welkom by die First Pathway Partners Potgooi. My naam is Carla McKenzie en vandag het ons 'n belangrike gesprek en my gas vandag is Hermanus van der Linde. Hermanus, baie dankie dat jy vandag met ons gesels. Dankie Carla, is lekker om hier te wees. Hermanus, ons gaan vandag gesels oor FPP en die Immigration Investment Program, maar vertel my eers oor jouself. Waar het jy groot geword en wat het gelei, watter besluit het gelei tot waar ons vandag is? Wel, ek kan sê ek het groot geword op die Wesrand, maar nog altyd van die Wesrand. Die grootste besigheid wat ons betrokke was in Suid-Afrika was versekering, finansiële dienste. Ek is entrepreneurs van aard, ek hou daarvan om by nuwe goed betrokke te raak, probleme te probeer oplos. En ek dink, jy weet, die gesprek rondom Amerika toe, het eintlik maar gegaan oor my kinders. Ons het 3 kinders, ek en my vrou, en die kinders, die familie is wat my gedryf het tot daai besluit, jy weet, om vir hulle te probeer geleentheid veroorsaak. Ek dink dit is gewoonlik die eerste rede hoekom iemand so besluit sou wil neem, maar hoe het jy geïnteresseerd geraak in hierdie EB5 program van FPP? Wel, jy weet die een probleem wat jy het, as jy nou eers vir jouself gesê het, jy wil graag hê jou kinders moet moet op 'n ander plek gaan studeer. Dan is die volgende probleem wat jy het is, as hulle klaar daar gestudeer het, dan moet hulle terugkom. En so jy het nie regtig vir hulle vreeslik gehelp om 'n nuwe lewe op 'n ander plek te begin nie, want hulle sal moet terugkom, want hulle visa kategorie laat hulle nie toe nie. Ek het self in Amerika gestudeer en so vir daai rede het ons gedink Amerika is 'n goeie platform vir hulle, omdat die geleenthede daar so groot is. En jy weet, dan is jou enigste ander alternatief is EB5. Ja. Want jy soek eintlik iets wat vir jou so min as moontlik met so min as moontlik hassle by 'n green card gaan kry of by 'n permanente status gaan kry wat kan lei tot citizenship. So die EB5 program is uiters gewild nou tans in Suid-Afrika. Verskillende tipes, maar watter faktore het vir jou 'n rol gespeel om die beste plek soos FPP te kies om hierdie EB5 te kan doen? Weet jy, dis eintlik nogal so funny een, want wanneer dit kom by om die faktore. Een van die groot faktore wat FPP vir my laat uitstaan, het is FPP het 'n Suid-Afrikaanse kantoor. En dit het my nog nooit van tevore geplan nie, maar ek het met 'n hele paar regional centers gepraat in Amerika en hier in Suid-Afrika. En ek het verskriklike uiteenlopende stories gekry oor hoe die proses eintlik werk. En dit was vir my nogal moeilik geweest om grip te kry, want dit is 'n baie komplekse proses vir iemand wat niks weet daarvan nie. En nou begin jy by hierdie proses en jy by elke maatskappy met wie jy praat, hoor jy 'n ander storie. Dit was vir my moeilik. So op daai stadium het ek gevoel dis belangrik om met iemand hier te kan praat, iemand wat nie aan die ander kant van die son werk nie, eerstens, en iemand wat ons wette verstaan, ons land se wette, ons manier van wat dink oor risiko bietjie soos ons wil dink. En FPP het 'n local kantoor gehad, 'n kantoor in Suid-Afrika. En toe ek eers met FPP hier engage, toe begin ek besef dat die stories is so uiteenlopend, want dis maar hoe uiteenlopend die interpretasies is, reg of verkeerd. En toe ek verder ondersoek doen in FPP om te besluit of dit 'n partner is, 'n moontlike partner is vir my. As jy gaan kyk na FPP, dan sal jy sien, FPP was daar gewees aan die begin. FPP was daar gewees met die ontsluiting van regulasie. Keer op keer was hulle betrokke gewees in hulle eie bedryf, met die vorming van die bedryf. So hulle het 'n reputasie in daai bedryf, en ek dink wanneer iemand 'n reputasie het op hierdie manier in 'n komplekse industrie soos wat ons het in versekering, is dit nie maklik vir daai maatskappy of vir daai entiteit om daai reputasie somme op te gee vir 'n quick buck nie. Want jy weet, daar's legacy. En so dit is wat my oortuig het dat FPP dink ek die regte partner is. Vir enigiemand dink ek FPP is die regte partner. Ek sien dat jy 'n man is wat jou navorsing doen en ek weet gedurende jou navorsing het een van die FPP se programme ook vir jou uitgestaan, Kaya. Asseblief vertel my van hierdie program. Weet jy wat, ek gaan nou weer 'n curveball gooi op Kaya. Ek was eintlik oorspronklik redelik committed op 'n ander investment in 'n ander area. Soveel so dat ek soontoe gegaan het van hier af. Ek het soontoe gevlieg, Kalifornië toe, om die investment te gaan sien. Ook 'n risiko mitigerend. 'n Ou dink, jy weet, 'n ou jaag spooke op in die eie kop en dan dink jy, miskien bestaan hierdie bloody investment net glad nie, jy weet. En so ek het soontoe gevlieg en FPP het een van hulle senior bestuurders soontoe gevlieg om my te kom ontmoet. En dit was nogal vir my 'n ding. Eerstens het ek gedink, jy weet, ek weet nie hoe min investors het hulle nou dat hulle jy weet bereid is om dit te doen vir my, maar
Maar nietemin wat vir my uitgestaan het van Kaya, behalwe dat Kaya het al die regte make-up. Kaya het, dis 'n rural projek, so jy kry fast track processing en jy weet, het tik al die bokse, maar wat vir my die heel meeste uitgestaan het van Kaya is, omdat ek so invested was in die projek in California, was daar 'n tegniese rede hoekom daai projek klein bietjie delayed was. Die projek was reeds van die grond af, al die nodige tiks in terme van die USCIS requirement was reeds gemaak. Maar daai projek was delayed gewees as gevolg van 'n dispuut tussen twee partye in die projek, wat sou veroorsaak dat ek my geld aan die einde van die projek, aan die einde van die 5 jaar periode, later sou uitkry. En nie ongelooflik baie later nie, maar later genoeg, want jy weet as 'n omdat jy nie baie goeie jy kry nie baie geld in rente terug vir die geld wat jy belê nie. En as gevolg daarvan, as jy nog 'n jaar moet wag vir jou geld, is dit regtig onnodig, jy weet. En toe het FPP my geadviseer of my gevra, voor ons belê in hierdie projek, of wil ek nie eerder belê in 'n ander projek wat nie hierdie hiccup het nie. Ek sien. En dit het die verhouding tussen my en FPP in sement, jy weet, gesement, want dit beteken hulle het hulle werk gedoen. En hulle het vir my as 'n belegger, voor ek belê het, reeds geadviseer oor die moontlike turmoil. Eerder as om net te sê, ag, ons sal jou maar later vertel, daar was toe 'n hiccup gewees en jy was toe nog maar langer in die projek gewees. So dit was regtig my waardevol gewees van FPP se kant af. Dit lyk of FPP is die industrie standaard vir 'n hele paar individue en families, maar ek dink as mense na hierdie potgooi kyk en luister, gaan hulle voel, okay goed, ek wil vir myself en my familie, ons wil Amerika toe verhuis, maar hoe presies is die ervaring? En omdat ek sê FPP is die industry leaders, hoe was jou ervaring vir jou as individu en dan vir jou gesin om vanaf daai dag in Kalifornië waar hulle na jou toe gekom het, tot nou toe, hoe was die hele ervaring vir jou? Dit is 'n emosionele ervaring, jy weet, die besluit om te sê, jy wil vir jouself die geleentheid maak om moontlik te kan permanent op 'n ander plek gaan bly. Dis 'n redelike emosionele ding, want Suid-Afrika is 'n great plek om te bly. Dis 'n fantastiese plek. Ek het hier groot geword, ek wens my kinders kan hier groot word. Maar vir die blote rede dat jy wil geleentheid veroorsaak vir hulle, moet jy hierdie besluit neem. En so dit is al reeds 'n baie emosionele ding om te doen. En ek dink van FPP se perspektief af, as dit is wat jy vra, alle support en bystand in die proses. Ek het later begin dink die FPP mense hier in Suid-Afrika werk vir my. En hulle doen wat ek is hulle kliënt en ek verstaan dit. Ek is self in finansiële dienste. Ek verstaan hoe daai verhouding werk. Maar mens kom op 'n punt waar jy dink, jy sê okay, dis regtig asof hulle vir my werk, jy weet. So die hele experience was so maklik as wat dit kon wees met FPP. Ek dink ek het 'n goeie 4 of 5 gesprekke gehad met ander maatskappye van hulle in diepte voor FPP. En met elkeen van hulle was daar goed wat vir my net die hare op my rug laat regop staan het. En toe ek met FPP engage en ons kry inligting wat ek gevoel het ek kan glo. Toe jy weet, dan besef 'n ou hoe moeilik 'n bedryf soos hierdie is. Want elke ou wat daar buite is wil geld maak vir sy eie sak. Ja. En so dit is baie challenging, maar ek dink FPP is 'n amazing company om mee saam te werk. Dit is wonderlik om te hoor, maar waar is jy nou tans in die proses om die bates, familie en jou toekoms te skuif na Amerika toe? Dis 'n ongelooflike lang proses. Dis 'n langer proses as wat mense dink. Mense dink jy kan dit in 'n kort tydperk doen. Daar's 'n klomp goed wat jy nie eers aan dink in daai proses nie. En in daai proses het jy 'n klomp support nodig van 'n klomp mense af. Jy het belastingadvies nodig, jy het 'n wealth advisor nodig. Ek het 'n wealth advisor, Nelis Brink. Nelis is onomwonde die beste wat daar is in Suid-Afrika. En Nelis het byvoorbeeld vir my gesê, jy's reeds besig met 'n baie emosionele proses. Jy kan nie van 'n emosionele perspektief af jou geld bestuur nie. Jy het nodig dat iemand anders met 'n vol mandaat na jou geld kyk, want jy kan nie dit op dieselfde tyd doen nie. Dit was 'n ongelooflike belangrike besluit. So Nelis verstaan 'n paar goed van dit af, maar so het jy 'n klomp adviseurs nodig en jy het 'n klomp advies nodig in die proses en dan het jy natuurlik die inkoop nodig van jou familie. Dit kos natuurlik ook geld as jy dit op die regte manier wil doen, jy weet, dan glo ek, jy weet, ou gaan kyk daar waar jy wil gaan bly.
Jy weet, as jy daar wil gaan bly, gaan kyk hoe lyk dit daar. En so, jy weet, dit kos jou geld en dit kos jou energie. En op die ou end, wanneer die bal aan die rol is, waar ons nou is in die proses, is ons besig om te wag vir goedkeuring. En so daai proses is ook bietjie uitmergelend, want jy het al die voorbereiding gedoen, en almal is nou opgewonde hieroor, en nou moet jy wag. Jy weet, en so, dis 'n bietjie, dis 'n bietjie, ja, spanningsvol of, jy weet, dis 'n bietjie rof, maar, En ja. baie dankie ook dat jy ingebring het die emosionele kant. Ek dink baie keer vergeet 'n mens dat jy maak hierdie investment, internasionale investment vir jouself en vir jou familie, maar daar kom ook baie emosionele gevoelens na die tyd wat 'n mens ook op moet let. Maar indien daar Suid-Afrikaners is tans nou selfs in hierdie jaar wat die skuif na Amerika wil maak en hulle weet nie hoe nie, hulle weet nie presies waar om eers te vat nie. Watter stof tot nadenke kan jy vir hulle laat om hierdie proses net vir hulle te sê dat jy maak die regte besluit, maar jy moet net dink oor wat jy doen? Weet jy, dis moeilik, daar's baie. En elke ou is op sy eie punt in die proses, jy weet. Party mense is baie verder gevorder in hulle denke. Party mense wat ek ken, het al 10 jaar wat hulle hiermee werk en nog nooit by daai punt gekom nie. En so, ek dink, iets wat 'n vriend vir my gesê het, een keer het vir my so geland. En dit was dat, wat in jou pad staan, as jy hierdie besluit geneem het, dan is daar goed wat in jou pad gaan staan. Daai goed wat in jou pad staan, gaan die nuwe manier word vir jou. As jy iets het in Suid-Afrika wat jou hier vashou, dan gaan daai ding veroorsaak dat jy nooit die besluit geneem kry nie. En dan gaan jy in Suid-Afrika bly. En dit gewoonlik vir individue soos ons, het te doen met die geleenthede, want jy weet, baie keer het 'n ou 'n goeie besigheid in Suid-Afrika. En daai besigheid, alhoewel daai besigheid vir jou goed is besig om jou weg te hou van die besluit wat jy wil maak, nie vir die volgende 10 jaar nie, maar vir die volgende generasie. Ja. En so dis moeilik om mee te deel, want 'n ou het nodig om te sê, hierdie, alhoewel dit 'n 10 of 'n 15 jaar geleentheid is, of selfs 'n 20 jaar geleentheid is, dit is nie die groot geleentheid nie. Die groot geleentheid is om my tyd en my energie in 'n ander land, in 'n ander currency te kan gaan spandeer. Dis eintlik die werklike geleentheid en dis baie moeilik om grip te kry daarop, maar dit sal my advies is vir mense, wees bewus van die goed wat besig is om jou terug te hou. Hermanus, ons het nou gesels so lekker is dit om in Suid-Afrika te bly, maar as ons kyk na die toekoms, wat was die ervaring wat jy ervaar het toe jy gewerk het met FPP? My ervaring met FPP is ongelooflik, hulle lewer ongelooflike goeie bystand. Die kommunikasie tussen my en FPP is baie goed. So ek hoef nooit te wonder oor of weet hulle iets wat ek nie weet nie en stel hulle my nie in kennis daarvan nie. My ervaring, soos ek jou vroeër vertel het met FPP, is ook dat hulle professioneel optree. So wanneer daar iets is wat moontlik vir my, hulle kyk uit vir my. Ja. Nie vir hulle self nie en dis 'n wonderlike ding om te hê in 'n professionele diens soos daai. So wanneer daar geleentheid is waar ek voel hulle my oor iets moet adviseer, dan kan ek seker wees met FPP dat hulle my sal adviseer as dit nodig is. En omdat dit so kompleks is, jy weet, dis in 'n ander land en jou belegging is in 'n ander land en ons ander reëls en ons ander wette. En omdat dit so kompleks is, het jy 'n partner nodig wat jy kan vertrou. Dis maar waaroor dit gaan. En so ek dink vertroue is 'n hoeksteen van daai verhouding en dis iets wat skaars is want ek kon dit nie kry met al die ander wat ek nog gekyk het nie. Ek het nie die gevoel gekry dat ek hulle kon vertrou nie. Want ek het in die proses, deur die 4 of 5 wat ek ondersoek het, ek 'n paar my eie idees begin vorm oor wat 'n mens hulle behoort te vra. En een so ding wat ek dink alle beleggers behoort te vra is, hoeveel keer het julle al nie die beleggers geld kon teruggee vir hom? Want dis waaroor dit gaan. Jy belê in hierdie ding vir een rede en dis om by 'n green card te kom. En hulle moet seker maak dat jy jou geld kan terugkry. Want jy koop nie 'n green card nie, jy belê. Ja. Hoeveel keer? En weet jy dat vir die wat ek dit gevra het voor FPP, kom my nie antwoord nie. Sure. En toe ek vir FPP dit vra, toe is hulle duidelik oor is 100%. 100%. Daar geen mense wat hulle nie 'n Ja, green card nee, gegee het so na die 100%. belegging nie. So 100% van die mense het hulle geld teruggekry. Ja. Dit is so dat daar van die mense is wat in die proses vanweë tegniese redes miskien nie 'n green card gekry het nie, maar hulle geld teruggekry. Ja, sure. Uit die belegging uit. So dis baie belangrik. Hermanus van der Linde, baie dankie vir hierdie gesprek en alles van die beste. That's nice, thanks.